Kom ons word stil voor die Here, voordat ons saam lees uit sy woord. Here, onse Here, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. En hoe heerlik, Heer, is dit om U naam ook vanoggend te kan aanroep in die wete dat U ons hoor. Hoor ons, Here, as ons vandag bid, dat U U woord op 'n besondere manier sal oopbreek vandag. Dankie dat ons ook hier is om U stem te kan hoor. En Here, U ken elkeen se behoeftes, elkeen se omstandighede. Miskien is hier vandag iemand wat U op 'n baie spesiale manier wil aanraak deur U woord. Dan bid ons dat U dit sal doen, Here. Bovenal bid ons dat U naam verheerlik sal word in alles wat in hierdie erediens gebeur. Ons vra dit in U naam, ons Here Jesus. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Lukas hoofstuk 15. Ons gaan die eerste 10 verse daar saam lees. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry. Ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Geliefdes, in enige oorlogssituasie is dit die taak van die weermag om te sorg vir die beseerdes. As daar in 'n oorlogssituasie iets gebeur en 'n soldaat word beseer, dan moet die weermag daarvoor sorg dat hierdie beseerde na 'n veilige gebied afgevoer word. As die soldaat ernstig beseer is, dan sal hulle vra dat daar 'n helikopter gestuur word om daai beseerde so gou as moontlik na 'n hospitaal te neem om gespesialiseerde hulp te kry. En die rede hiervoor is voor die hand liggend. Dink jy maar in dat jy in 'n situasie is waar een van jou vriende, sê nou maar, deur 'n landmyn beseer is. En jy sou dan 'n boodskap van die hoofkwartier ontvang wat vir jou sê, moenie verder jou tyd mors met daardie beseerde nie. Los hom net daar. Ons het nie geld om hom af te voer en hom verder te versorg nie. Hy moet maar doodgaan. Sorg julle net dat julle aangaan met die geveg. Ek wonder wat jy sou doen as jy so 'n boodskap sou kry.
Kom ek sê vir jou wat ek sou doen. Ek sou so gou as moontlik uit daardie gebied pad gee, al moet ek dan ook dros. Want as dit die manier is waarop 'n weermag vir die soldate sorg, dan het ek mos geen waarborg dat as ek beseer word, hulle nie dieselfde met my gaan doen nie. In Lukas 15 het ons 3 gelykenisse van goed wat verlore geraak het. 'n Skaap, 'n muntstuk en 'n seun. Vandag bepaal ons by die eerste 2 gelykenisse en dan sal ons as die Here wil eerskomende Sondag gaan kyk na die gelykenis van die verlore seun. Nou jy sal natuurlik glad nie dom wees as jy sou vra, nou waarom is daar 3 gelykenisse wat al 3 eintlik met dieselfde tema te handel het nie. Al 3 gaan oor iets wat weggeraak het. Sê veral hierdie eerste 2 gelykenisse wat ons gelees het, sê dit nie maar in wese presies dieselfde nie. En indien wel, waarom sou Lukas dan hierdie gedagte wil herhaal? Nou soos ek gesê het, is dit nie regtig 'n dom vraag nie. Die antwoord op hierdie vraag is egter dat dit in hierdie 2 gelykenisse nie oor presies dieselfde gedagte gaan nie. Trouwens, daar's 'n baie fyn verskil tussen die 2 gelykenisse. 'n Baie fyn verskil wat, as ons dit eers begryp, vir ons help om iets van God se geweldige liefde vir ons beter te verstaan. En toe ek 'n klompie jare terug hierdie gedagte vir die eerste keer begryp het, moet ek sê, was ek nogal stom geslaan gewees. Kom ek verduidelik. In die eerste gelykenis gaan dit oor die verlore skaap. In hierdie gelykenis lees ons van 'n boer wat 100 skape gehad het. Eendag kom die boer agter dat een van die skape weg is, dan los hy die oorblywende 99 skape net daar in die veld en hy gaan soek die een verlore skaap. En dan nadat hy die skaap gekry het, dan draai hy hom terug na die trop toe en dan word hy weer deel van daai kudde. En dit, wil Jesus vir ons sê, is logies. Enige boer, sê Jesus, sou dieselfde gedoen het. En tog, as mens werklik met jou verstand hierna gaan kyk, dan is dit nie heeltemal so logies nie. As ons baie prakties wou wees, sou ons dalk eerder die vraag wat Jesus gevra het so 'n bietjie anders te moes vra. Ons sou dalk die vraag moes gevra het, watter boer onder julle, as hy vind dat een van sy skape weggeraak het, sal bereid wees om die ander 99 skape net so daar in die veld agter te laat en dan te gaan soek vir daardie een skaap wat weggeraak het. Onthou, die 99 skape word nie in 'n kraal gesit waar hulle veilig is nie, hulle word net daar in die veld gelaat, daar waar hulle deur wilde diere aangeval en verskeur kan word. Om die waarheid te sê, sou mense die vraag kon vra of dit nie eintlik 'n bietjie dom is om dit te doen nie. Watter boer sou bereid wees om die veiligheid van sy 99 skape te ruil vir die lewe van een wat weggeraak het? Dan lyk dit vir my is die logika eintlik om te sê, wel, miskien vat die 99 skape na die kraal toe en dan kom jy terug en dan kom soek jy die een, of anders dan moet jy maar sê, wel, ek offer daai een skaap op en vat die 99 terug kraal toe. Ek het reeds gesê dat hierdie 2 gelykenisse, die een oor die verlore skaap en die ander een oor die verlore silwermuntstuk, elkeen vir ons 'n besondere aspek van God se liefde vir ons uitlig. Nou in die Afrikaanse Bybel word daar bloot vir ons gesê dat daar in die een geval 'n skaap is wat weggeraak het en dat daar in die ander geval 'n muntstuk is wat weggeraak het. Maar in die Griekse Bybel word dit 'n bietjie anders gestel. Ons lees wel dat die skaap weggeraak het, maar in die Grieks staan daar nie dat die muntstuk weggeraak het nie. Daar staan letterlik dat die vrou
die muntstuk verloor het. In die 2020 vertaling van die Bybel staan dit so geskryf: of watter vrou wat 10 dragmes het en 1 dragme verloor, steek nie 'n lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En in die Nuwe Testament word die vers as volg vertaal: of sê nou 'n vrou het 10 silwermunte en sy verloor een van hulle, sal sy nie 'n lamp vat, die huis uitvee en van hoek tot kant deursoek tot sy die geld kry nie. Wat is die verskil? Dis 'n baie fyn verskil het ek gesê. Die verskil is dit: in die een geval is dit die skaap wat in die nood verkeer. In die ander geval is dit die eienaar van die muntstuk wat in die nood verkeer. En dis 'n verskriklike belangrike verskil wat ons moet raak sien. Nou, julle wat boere is en selfs ons wat nie boere is, dink ek ons kan dit ons maar indink. Ek dink daar is min dinge wat 'n beter beeld van absolute verlorenheid uitbeeld as juis 'n skaap wat verdwaal het. 'n Os en 'n esel sal miskien nog hulle pad probeer terugvind na waar dit veilig is. Maar 'n skaap wat verdwaal het eintlik geen kans op sy eie om weer by die kraal uit te kom nie. Daarvoor het 'n skaap net nie 'n ingebore instink nie. Die enigste manier waarop hierdie skaap gered kan word, is as die herder hom oor die skaap ontferm en terugdraai om die skaap te gaan soek. Dan vind ek dit treffend dat die Bybel in Jesaja 53 ons juis beskryf as mense wat soos 'n skaap is, wat sonder 'n herder rondgedwaal het. Lees daar in vers 6, Jesaja 53, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. En natuurlik is daar nie een van ons wat vooraf dink dat ons regtig verdwaal het nie. Elkeen van ons het geglo dat ons eintlik maar op die regte pad is. Ons is besig om in die regte rigting te loop. Ons het werklik gedink dat ons op pad is na die regte bestemming toe. Trouwens, ons het baie moontlik nog by onsself gedink, ek is redelik oulik, dat ek in staat is om my pad self te vind na die bestemming toe. Maar Jesaja sê vir ons dat ons die hele tyd besig was om onsself te bluf. Terwyl ons geglo het dat ons besig is om nader te beweeg na ons eintlike bestemming, was ons in werklikheid besig om al hoe verder en verder te verdwaal. Soos 'n verdwaalde skaap wat self nie eens bewus is daarvan dat daar gevare is wat dreig nie. So het ons ook maar, sê Jesaja vir ons, gedwaal soos 'n skaap en nie geweet waarheen ons op pad is nie. As dit van onsself afgehang het, sou daar geen manier gewees het waarop ons gered kon word nie. En juis om hierdie rede, omdat ons nie in staat is om onsself te red nie, juis om hierdie rede het ons 'n herder nodig. Herder met 'n hoofletter H, wat nie daarvoor kans gesien het dat ons verslind sou word deur allerhande gevare nie, en daarom ook geen steen onaangeraak sou laat voordat hy ons nie ingebring het in die kraal nie. Alle predikante werk maar met mense wat so skape ronddwaal. Baie keer in jou bediening kom jy maar met sulke mense in aanraking. En dis nie dom mense nie. Inteendeel, baie van daai mense is juis hoogs intelligente mense. Maar dit is mense wat nie kan insien dat hulle verdwaal het nie. En daarom probeer hulle nog self hulle pad vind. Hulle dink hulle is op die regte pad. Maar wat hulle nie besef nie,
is dat hulle nooit daar gaan uitkom as hulle nie gaan toelaat dat die herder hulle optel en die herder hulle terugvat na die kudde toe nie. En weet jy, broer en suster, dit in 'n neutedop is wat geloof is. Geloof is om te erken dat ek verdwaal het en dat ek nie self weet hoe ek my pad gaan terugvind na die Here toe nie. En om dan toe te laat dat ons hemelse herder jou vat en jou optel en jou terugdra na die kraal toe, waar jy veilig is saam met hom. Hoekom doen die Here dit? Waarom los hy ons nie maar net waar ons is nie? Waarom los hy ons nie aan ons eie lot oor nie? En die antwoord op daardie vraag vind ons in die tweede gelykenis, die een van die silwermuntstuk wat verlore geraak het. Nou ek het reeds gesê dat ons nie in die Griekse teks lees van 'n verlore muntstuk nie. Daar word gepraat van die vrou wat 'n muntstuk verloor het. Nou die muntstuk waarna hier verwys word, is heel waarskynlik een wat die vrou tydens haar huwelik as 'n bruidskat ontvang het. Dis muntstukke gewees met gaatjies in, en dan het sy hierdie geld gevat en dit baie keer in haar hare ingevleg, sodat dit altyd by haar is. Dis 'n kosbare besitting wat sy gehad het. En sy wil dit altyd naby haar hou. Ek lees in 'n plek dat baie van die vroue selfs geslaap het met daardie muntstukke wat nog steeds so in die hare ingevleg is en eintlik dit ook as 'n hoofversiering gebruik het. En in hierdie geval lees ons dat sy een van daardie muntstukke verloor het. En geen wonder dan dat sy ons so ontsteld is daaroor dat iets wat sy as 'n bruidskat ontvang het, nou skielik weggeraak het nie. Nou moet ons mooi verstaan wat Lukas vir ons hier wil probeer sê. 'n Skaap wat verlore geraak het, is in 'n groot verknorsing. As daai skaap nie gered word nie, sal hy sekerlik doodgaan. Maar met 'n muntstuk is dit anders. In hierdie geval is dit nie die muntstuk wat in die verknorsing is nie. 'n Muntstuk is in elk geval 'n dooie ding en het geen gevoel nie. Maar die eienaar van die muntstuk is in hierdie geval in die verknorsing. Sonder die muntstuk, sonder hierdie spesifieke muntstuk, is hierdie vrou onvolledig. En daarom begin sy naastiglik soek na daardie muntstuk. Ek kan my net indink hoe sy die huis omkeer, hoe sy onder die beddens gaan soek, lamp opsteek en gaan kyk daar in die donker plekke, onder die kaste gaan soek, waar ook al, om te kyk of sy nie daardie muntstuk weer kan terugkry nie. En daai soektog gaan voort totdat sy uiteindelik met ongekende blydskap die verlore muntstuk opspoor. En dan vier sy fees saam met haar bure en ander vriende. Sy sê vir hulle, kom hou fees saam met my, want hierdie muntstuk vir my wat weg was, het ek gekry. En Lukas wil deur daardie gelykenis vir ons 'n ander lig op God se liefde laat val. Ons sien gewoonlik die mense verlorenheid van die mense kant af, van ons kant af. Kyk ons na ons wat verlore is, ons wat soos 'n skaap verdwaal het en Jesus wat gekom het en ons gered het en dan weer teruggevat het na die kraal toe. Dit is hoe ons kyk na redding. Dit is wonderlik as ons dit so kan raak sien, as ons net kan begryp hoe verlore ons is sonder die Here. En dat ons verlorenheid die Here so aangegryp het dat hy sy seun, die goeie herder, gestuur het om ons te kom soek en te kom vind en te kom red van hierdie toestand waarin ons verkeer het. Om ons as dit ware terug te dra na die kraal toe. Maar as ons, soos in die tweede gelykenisse geval, die situasie van God se kant af sien, dan raak dit mens eintlik nog meer aan.
Ek weet nie of jy al begin begryp wat dit is wat ek wil sê nie, maar ons verlorenheid is nie net ons saak nie. Dis nie net ek wat verlore is nie. Dit is ook God se verlies. As ons verlore is, dan breek dit met groot respek gesê God se hart. In die persoon van Jesus Christus kom God aarde toe. Hoekom? Omdat hy, so verstaan ek hierdie gelykenis, nie sonder ons kan klaarkom nie. As ons nie daar is nie, as ons nie saam met God is nie, dan kom sê hierdie gelykenis vir ons, is die hemel onvolledig. En dit is my aangrypend om daaraan te dink, dat ek soveel saak maak vir God, dat hy sê, maar as jy nie daar is nie, dan is dit onvolledig. Jy moet daar wees. Die feit dat God bereid is om terug te gaan, om daai een verlore skaap te gaan optel, is aangrypend. Dis wat enige weermag wat sy naam werd is, ook met sy soldate sal doen, wat vir hom veg. En daai gelykenis is vir ons die waarborg, dat God geen persoon sonder meer aan sy of haar eie lot sal oorlaat nie. As God bereid is om een verlorene te gaan opsoek, is hy bereid om dit vir elkeen te doen. Elkeen wat verlore is. Ook as jy dalk vandag hier in die kerk sit, en miskien by jouself dink, ek weet eintlik nie meer vorentoe nie, ek weet nie hoe lyk my pad vorentoe nie, ek weet nie meer wat ek moet maak nie. Om te sê, die Here wil jou optel, en hy wil jou na sy bestemming toe dra. Maar God doen dit nie soos met 'n weermag, omdat dit 'n goeie ding is om te doen nie, omdat dit vir hom punte tel nie. Hy doen dit nie vir politieke gewin nie, of om daardeur mense se goedgesindheid te behou nie. God doen dit omdat hy eenvoudig nie kans sien om sonder ons te wees nie. Dis aangrypend. Daar's soveel slegte gevolge van sonde. Maar die ergste van alles is dat ons plek binne God se woning leeg geraak het. Dit was die gevolg van sonde. God is 'n Vader en daarom kan hy dit nie verdra dat sy kinders se plek leeg is nie. En hierdie twee gelykenisse word vir ons vertel om vir ons daarvan te verseker, as jy dalk in die nood verkeer, omdat jy weet dat jy nog verlore is, dat God ook in die nood verkeer. Dis 'n nood wat gebore is uit die wete dat jy nog nie gevind is nie. Dit is hoe God aan ons dink. Wanneer gaan jy toelaat dat die Here jou vind? En dit dan in 'n groot mate van onsself af. 'n Skaap wat aanhou hardloop as sy herder op pad is om hom te red, om hom daar in die woestyn en die wildernis op te tel en terug te dra na die kraal toe. Maar hy besluit, hy gaan aanhou hardloop, is baie dom. 'n Mens wat aanhou hardloop, weg van God af, terwyl jy weet, die Here is daar om jou te vind, terwyl jy weet, die Here is daar om jou te red, wat jou wil terugdra na sy vaderhuis toe, is net so dom. Ek ken nie elkeen se omstandighede nie. Maar miskien wil die Here vandag net vir jou sê, wil jy nie net 'n slag gaan stil staan nie?
Hou op hardloop. Gaan staan net stil, dat die Here by jou kan uitkom. Dat hy jou op sy skouers kan tel, en vir jou kan terugdra na sy Vaderhuis toe. En weet jy wat? Elke keer as iemand wat verlore was gevind word, dan lees ons van daar fees gevier in die hemel. Sou dit nie wonderlik wees as daar vandag fees gevier kan word, omdat jy toegelaat het dat God jou vind nie. Amen. Here, dit is so moeilik vir ons om te erken dat ons nog aan die hardloop is, dat ons soos 'n skaap is wat verdwaal het en wat nie in staat is om sy eie pad terug te vind na U toe nie. En Here, miskien is daar vandag iemand wat moet hoor, gaan staan net stil, dat die Here jou vind. Hou op hardloop. Hou op om op jou eie manier jou pad te probeer terugvind na die Here toe. Gaan staan net stil, dat hy jou kan vind. En Here, dit gryp ons aan die hart om te dink dat U oor ons so besorgd is, soos daai vrou wat die muntstuk verloor het. Ja, Here, dat U eintlik in 'n verknorsing verkeer oor elkeen wat nog nie terug is by U nie. Here, maak ons diep bewus van U liefde vir ons. Here, laat ons elke dag verstom staan oor U liefde. Ons dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U ons kom soek. Maak nie saak waar ons is nie. Ons eer U en ons dank U in Jesus se naam. Amen.